Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens my wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here vir ons ook ryklik saam seën. Nou binne in die dooie vlei, daar by Sososvlei, is hierdie pragtige kameeldoringbome wat dan hierdie kontras bied tussen die kleigrond wat daar aan die onderkant is, die duine en dan die pragtige blou lug net bo dit. Nou hierdie bome is seker omtrent so 900 jaar oud sê hulle. En dit verrot nie as gevolg van die klimaat in daardie omgewing. Maar net soos wat hierdie ou dooie bome is, kom die woord van die Here en hy kom sê vir ons, beklee julle, is tog niks mooier as daardie bome wat met blare beklee word hier in die lentetyd, en dan weet 'n mens, dit kondig dan ook hierdie lente aan. En so kom die Here en hy sê vir ons, Kolossense 3 vers 12, beklee julle dan met innerlike ontferming, goedertierenheid. 'n bietjie stil staan by hierdie gedagte van goedertierenheid. Hierdie gedagte van goedertierenheid is juis die gedagte dan ook om genade te toon of barmhartig te wees, soos daardie barmhartige Samaritaan teenoor daardie persoon wat daar langs die pad gelê het, en hy het hom opgetel en versorg. So ook is dit die Here se verwagting, verlange, dat ons beklee sal word as kinders van die Here met dit wat die Here Jesus Christus ook vir ons kom doen het, om ook vir ons dan daardie goedertierenheid te toon en te betoon. Romeine 12 vers 9, laat die liefde ongeveins wees, verafskuw wat sleg is, hang die goeie aan, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, die een moet die ander een voorgaan in eerbetoning. Hierdie hele gedagte om hang die goeie aan, om goed te doen. Goedertierenheid beteken juist die gedagte om goed te doen teenoor ander. Efesiërs 4 vers 32 sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus Jesus julle vergewe het. Hierdie hele gedagte om vol ontferming te wees, hou hierdie hele gedagte van goedertierenheid. Wanneer ek my ontferm oor iemand, dan wil ek tog aan daardie persoon goed doen. En dit is wat God dan ook vir ons kom doen het. As ons na die woord van die Here gaan kyk in Efesiërs 2 vers 7, dan praat dit van God se voorsiening, juis as verlosser, waar die Here Jesus Christus gekom het, deur sy offer, wat hy dan ons wil kom regverdig verklaar van sonde. En daardie wonderlike geestelike seën, wat dit inhou vir u en vir my, wanneer ons dan ook hierdie evangelie hoor. Hierdie evangelie moet reg oor die wêreld verkondig word. Titus 3 vers 4 sê, maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het. Die Here Jesus Christus in sy verskyning hier op aarde, was juis om goed te kom doen, en het hy dit nie kom doen, deurdat hy vir ons in die eerste plek verlossing kom bewerk het, maar ook dat ons vergifnis van sonde kan ontvang, en daardeur ook redding, maar ook vrymaking van sonde. En juis in sy liefde, dat hy hierdie goedertierenheid dan ook kom doen het. Dis juis die goedertierenheid in ons harte wat uitspruit uit die liefde uit, wat maak dat ons aan ander ook wil goed doen. Romeine 15 vers 14, maar ek self ook, my broeders, is oortuig aangaande julle, dat julle self ook vol van goedertierenheid is. So kom sê Paulus aan hierdie mense daar in Rome, dat dit deel van hulle montering moet wees, as kinders van die Here, om vol te wees van goedheid. Nie net in sekere mate nie, maar dat ons vol sal wees daarvan. Hoekom? Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Wanneer ons vervul is met die Heilige Gees, is dit juis een van die eienskappe waarmee ons dan ook hierdie wêreld tegemoet sal gaan, en waardeur hulle ook kan leer ken die beeld van die Here Jesus Christus, maar ook dat die Gees van God in ons is en deur ons dan ook werk, wanneer ons hierdie goedheid ook dan teenoor ander dan betoon. En mag die Here ons daarin help. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u goedertierenheid, dat u Jesus Christus gestuur het as verlosser in hierdie wêreld, sodat ons gered kan word. En help vir ons om ook aan ander goed te doen, soos wat u van ons verwag. Amen.